Môre sê Radio Fynbos luisteraars. Baie min in my lewe sal ek 'n boodskap bring van enige platform af wat ek nie self aan my gevoel het nie. Nou wil ek jou vanoggend vertel wat 'n ervaring ek gehad het een keer in my ouerhuis. Toe ek ingery het, was daar 'n massiewe, groot swerm bye wat alles gepak het wat geleef het. Hulle die hase self in die gate waar die hase probeer wegkruip het gaan doodsteek. Die perde was so deur hierdie bye gepak dat hulle deur die drade gebreek het om weg te kom. Ek het gesien hoe hoenders lê en hoe ganse besig is om dood te gaan, terwyl aaklig bye self uit hulle neus uitkruip. Ek het die huis ingehardloop met bye wat om my kop is, en almal in die huis was in 'n toestand, want almal was allergies vir bye. Daardie tyd was daar nie 'n selfoon wat jy vinnig kon gebel het en gesê het, kom help, daar is 'n swerm bye nie. En ek besef, soos wat ek hardloop, en ek na my liefling kwaai honde toe hardloop, dat ek hulle moet uitkry, en hulle moet wegkry van hierdie bye af. En terwyl ek hardloop, hoor ek die stem duidelik, moenie sweet nie, dan gaan hulle jou steek. En ek het gehardloop met daardie refrein deur my hele wese, aanhoudend, moenie sweet nie. Ek vrees nie, ek sal nie begin sweet nie. En ek het die honde gekry, hulle opgetel, so een vir een in my arms, en het ek met hulle gehardloop swembad toe. Net van hulle kon ek deurhaal. Dit was so sleg vir my gewees, om te sien hoe so groot, dierbare, kosbare dier net moet sterf as gevolg van bye wat hom gepak het. Kenners het my die volgende dag vertel, bye doen dit as hulle neste vet raak, uit selfverdediging. Groot was my wraak daar die volgende aand, moet ek vir jou sê, toe ek die prentjie voor my sien, hoe my geliefde honde doodgesteek was, toe ek daardie bye met daardie brandende sak kon wegrook. En baie keer as mense so praat oor mekaar, leer ek jou vandag, baie praatjies maak baie gaatjies en dit lek uit. Dan het ek weer die ervaring van die dag met die bye en die muskiete. Na die bye moes ek eendag 'n skaap gaan haal het in die Luseringland wat siek was. En toe ek by die skaap kom, het 'n swerm muskiete my weer gepak. Ek het die moenie sweet probeer van die bye, maar dit het nie gehelp nie. Daardie muskiete het net my bloed gesoek. Ek het hulle geklap dat ek naderhand soos 'n bloedstreep lyk. Weet jy hoe siek was ek agterna? Hoeveel koors het ek gehad en ek het nie goed gelyk nie. Ek sluit af. As jy seer maak, is dit uit selfverdediging, omdat jou nes te vet raak soos hierdie bye, of is dit omdat jy maar net bloed soek soos die muskiete? Werklik waar, die hoëpriesters moes 'n sekere linnestof dra om nie te sweet as hulle voor die aangesig van die Here kom nie. En ek bid en ek vra, Here, laat ons tog maar sweet as ons so praat en praat, dat dit gaatjies in mense se harte maak. Om U te vra, vergewe my Here, en help my om te stop daarmee. Bye maak immers heuning, maar muskiet? Nee, soek net bloed. Is jy, liewe leser, jy wie luister na hierdie boodskap, 'n by of 'n muskiet? En as jy 'n muskiet is, klap daar die muskietagtigheid mors dood binne in jou. Hoe kry ek dit reg? Hoe kry ek dit reg om op te hou, ander mense sleg maak, om die heeltyd te kyk om aaklige komments te stuur, wat ander mense se hele dag so kan verongeluk? Weet jy hoe kry ek dit reg? Ek raak ontslae van die mislike wonde wat binne in my is, om mense se bloed te soek, en ek raak 'n soeker van die krag wat daar in Jesus se bloed is. Ek raak 'n soeker om agter te kom, hoe kon Jesus, waar hy soveel goed vir mense kon gesê het aan hy kruis, eers stil gebly het. Hy het nie komments gelewer nie, maar hy het verklaringe gemaak van hy kruis af. Vader, vergeef hulle,
want hulle weet nie wat hulle doen nie. Miskien moet ons by daardie plek uitkom, waar ons so dors raak, na die krag in Jesus se bloed, om daardie vergifnis ons eie te maak, om daar te kom by daardie plek en te sê, dankie Jesus, deur u wonde word ek genees. Amen.